'n pappa en sy jong seentjie het op die trein gery. En die seentjie was verskriklik opgewonde. Hy het by die venster van die trein gesit en hy het uitgekyk en hy het elke ding, kyk daai boom, kyk daai boom, en hy het alles gesien en alles was vir hom so wonderlik. Oorkant hulle het 'n baie verliefde paartjie gesit. En hulle het hierdie klein seentjie en sy pa gekyk en nadat hulle dit nou nie meer kon hanteer, hierdie opgewondenheid van die kind, het die jong man oorgeleun en vir die pa gesê, weet jy, ek het 'n baie goeie kinderpsigiater. Ek kan sy nommer vir hom gee, dan kan jou kind na hierdie psigiater toe vat om hom bietjie te help met sy opgewondenheid en sy alles waarmee hy so sukkel. Die papa het skaam gekry, maar toe 'n baie sagte toon vir die jong man gesê, weet jy, my seentjie was blind vir 4 jaar. Hulle het toe 'n nuwe operasietegniek ontwikkel. En sy oë is 2 weke gelede geopereer. En hy het vandag uit die hospitaal uitgekom. En dis die eerste keer dat hy die wêreld rondom hom en buite hom kon sien. Ek dink dit is hoekom hy so oorweldigend opgewonde is oor alles wat hy sien. Baie welkom vanoggend weer by ons Sondagoggend stil word. En soos wat jy kon agterkom, ons tema vanoggend is: wat sien jy? 2 Konings 6 vers 17. Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. Nou wat jy sien in die lewe word bepaal met watter oë jy kyk. Nou vanoggend wil ek jou vertel van 3 pare oë waardeur mense na die lewe kyk. En dan moet jy vir jouself afvra, met watter oë kyk ek na die lewe? Nou ek wil weer aanhaak waar ons verlede week opgehou het by Elisa. Die koning van Aram was gewikkel in oorlog by die koning van Israel. En hy probeer om die koning van Israel vas te trek. Dit was baie moeilik, want die koning van Israel het die hele tyd rondgetrek. En dan, as die koning van Aram gehoor het, waar is die koning van Israel, dan het hy beplan, nou gaan ons die koning van Israel vang. Maar God het vir Elisa gewys, dit is hulle plan van aksie. En dan het hy vir die koning van Israel laat weet, jy moet so gou as moontlik wegkom daar, die Arameërs is op pad. En elke keer as hulle daar kom, dan was die Arameërs so verslaan, so kwaad, want hulle kon nie die koning van Israel vastrek en hulle kon nie meer die stede beroof nie, want Elisa het vir hulle laat weet die Arameërs kom. En hoe langer dit aangehou het, die Arameese koning begin bekommerd raak. En hy het gedink, maar hierso is 'n spioen in my midde. Iemand wat inligting uitlek. Van die soldate van die Arameese koning het vir hom gesê, nee koning, dis nie een van ons nie, dis hierdie profeet Elisa. Hy het so 'n noue verhouding met God, dat hy tot weet, wat jy en jou vrou in julle slaapkamer praat. Dit is hy, wat vir die koning van Israel en vir die dorpe laat weet, as ons wil aanval. En so die koning van Aram besluit, nee maar uit, dan gaan vang ons vir Elisa. Want as ons vir Elisa het, dan kan hy nie meer die koning waarsku nie, en dan kan ons die koning vang. So het hulle uitgevind dat Elisa in Dothan bly. Hulle het in die nag gegaan, Elisa se huis omsingel, en vroeg die volgende oggend, toe kom Elisa se dienskneg uit. En soos wat hy uitkom, sien hy al hierdie soldate. En ewe skielik, hier is moeilikheid, groot moeilikheid. En hy hardloop in en hy gaan sê vir meester Elisa, wat is besig om hier buite te gebeur? En ek dink so deur die slaap kom Elisa uit. Kyk die besigheid so oral, kyk rondom hom. En hy sê vir sy dienskneg, die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa se dienskneg het gekyk en gedog, waarvan praat jy nou meneer? Hier is net soldate rondom ons, alle kante. Hoe kan jy sê die wat by ons is meer as hulle? En Elisa het vir sy dienskneg gebid. En God het sy dienskneg se oë oopgemaak en toe sien hy
op die berge rondom hulle strydwaans van vuur met engele. En toe bid Elisa oor hierdie soldate wat so rondom hom staan, en hulle word geslaan met blindheid. Ons weet nie of dit blindheid was, of hulle in 'n hipnotiese staat gegaan het of wat nie, want hulle volg toe vir Elisa, want Elisa sê vir hulle, kom ek gaan wys vir julle waar bly die profeet. En hulle stap agter hom aan en hy vat hulle na die koning van Israel toe. Gekom by die koning van Israel, bid Elisa weer 'n keer en hierdie soldate word wakker, hulle oë gaan oop. En hulle sien hulle is nou omring en omsingel deur al die Joodse soldate. En hulle weet, nou is daar groot moeilikheid, want nou gaan hulle doodgemaak word. En die koning van Israel vra vir Elisa, Elisa, wat moet ek nou doen? Moet ons hulle nou doodmaak? Wat moet ons doen? Elisa sê, nee. Geef hulle kos. En dan stuur julle hulle huis toe. Net mooi die teenoorgestelde, wat die koning van Israel wou doen, stel Elisa voor. Want die God wat hy aanbid, is 'n God van liefde wat sê, jy moet jou vyande lief hê. Nou kom ons kyk na die verskillende oë. Die koning van Aram het met sy oë gekyk, die oë van logika. En hy is gedryf deur hierdie gierige hart. Hierdie hart wat net wil hê. Hierdie hart wat net meer wil hê, nog wil hê, groter wil hê. 'n Hart met hierdie eie ek wat op die troon van sy hart gesit het. En as ek en jy nou so rondom ons kyk, in ons wêreld, dan sien ons baie van hierdie Arameese konings. Mense vir wie alles in hierdie lewe net gaan om te vat, om by mekaar te maak, om te kry, om te manipuleer, om ander mense te gebruik. Dis kopoë, logika-oë. Dit is wat ons moet doen. Mense wat strategieë en planne maak, wat uit hulle kop gebore word, wat voorstelle maak, wat vir mense sê, so moet ons maak. En die geskiedenis van die mensdom is vol van hulle. Ek hoef hulle nie eers vir jou op te noem nie. Hartelose mense, wat met gierige oë na alles kyk, en vir wie dit in die lewe net om hulle self draai. Dan is daar ook mense wat met die oog kyk, maar ook daarom so bietjie met die hart begin verstaan. Die diensknegt van Elisa, hy het met die oog gekyk, hy het die soldate gesien, hy het verseker al van tevore die wonderwerke gesien wat sy meester gedoen het, maar nog steeds leef hy vanuit vrees wanneer die moeilikheid rondom hom is. En dis hoe baie van ons ook leef. Ons glo in Jesus, maar wanneer die moeilikheid kom, dan raak ons angstig en bevrees, paniekerig. Wat moet ons nou doen? Wat moet ons nou doen? En dan hardloop ons gou Sondagoggend kerk toe, en ons gaan luister net gou weer, met die hoop dat ons iewers daar net iets gaan hoor, wat ons gaan help om hierdie situasie beter te hanteer. En dan is daar natuurlik die mense wat met die hartse oë kyk. 'n Elisa, wat kan sien wat ander mense nie kan sien nie. Wat sy diensknegt nie kon sien nie, wat die Arameese koning nie kon sien nie. Hy leef vanuit 'n bonatuurlike dimensie. Die ander twee leef hier binne 'n logika, sinus glo dimensie. Maar Elisa leef vanuit God se dimensie. 'n Klomp dinge wat die ander nie kan sien nie, maar omdat hy in verhouding met God leef, omdat hy bewus is van hierdie ander dimensie, en weet wat in daardie bestaan is, kan hy sien wat hulle nie sien nie. Want hy kyk met die hart. Want jy sien, dit is wanneer 'n mens in 'n van harte verhouding met God lewe, dat hy vir jou die hartse oë gee. Dat jy verby mense se sê kan kyk, dat jy verby hulle seer kan kyk, dat jy verby hulle aggressie kan kyk, dat jy verby hulle gierigheid kan kyk, en kan sien wat lê agter dit. 'n Hongerhart.
En dit is die wonderlike van Elisa se kyk. Dit is nie vanuit bang, vanuit vrees en alles nie, dit is vanuit liefde en deernis wat hy na hierdie mense kyk. En dan bid hy, sy diensknegt se oë gaan oop, hy sien, en ewe skielik kyk hierdie Arameërs rond en hulle wonder, wat sien hierdie ouens nou? En terwyl hulle nog rond kyk, toe bid Elisa vir hulle, en hulle word by blindheid geslaan. Nou dink net wat het in hulle harte gebeur, die oomblik toe dit gebeur. En dit is die wonderlike, soos Jesus by die graf van Lazarus, vat Elisa nie die eer nie. Nee, Jesus, wat sê, Vader, ek weet, dat u dit alreeds besluit het om te doen, en dat u vir my gesê het, my die opdrag gegee het om dit te doen. En dan wek hy vir Lazarus op. Dit gaan nie oor hom nie, dit gaan oor God se eer. Dieselfde met Elisa. Dit gaan nie oor hom wat hy gedoen het en kan doen nie. Dit gaan oor die God wat ek kan bid. Wat vir my gewys het, dis wat ek moet doen. En toe Elisa by sy koning aankom, wat gebeur toe? Koning wil doodmaak. Nee, koning. Ons gaan hulle 'n ander les leer, wat baie beter is. Die les van liefde. En daardie les is 'n les wat niemand weerstand teen kan bied nie. As jy begin om jou vyande lief te hê, dan verkrummel hulle. Want hulle kan dit nie glo nie. Hoe kan jy goed wees vir hulle, terwyl hulle verdien om doodgemaak te word? Dis hoekom Jesus gesê het, dis maklik om mekaar lief te hê, maar die kuns lê daarin, om hulle lief te hê, wat jy nie wil lief hê nie. Maar hoe meer jy vanuit God se hart kyk na hulle, hoe meer begin jy hulle honger na liefde sien. En dan sê Elisa vir die koning, maak vir hulle kos. Geef vir hulle iets wat hulle honger gaan stil. En in die gee van, en in die doen van wat God wil, lei dit daartoe, dat hierdie manne en hierdie koning sy gesindheid heeltemal verander. Ek wil vanoggend 'n klip in die bos gooi en ek wil vir jou sê, ek glo met my hele hart, die tyd is hier, dat God ons oë wil oopmaak. Maar God kan alleenlik ons oë oopmaak, as ons ophou, om ons oë, ons ore, ons gedagtes uit te leen vir 'n wêreld en sy leuns wat hulle aan ons wil verkoop. Magbehepte mense wat vir ons wil maak glo, wat is God se wil vir ons lewens. Maar eintlik is dit hulle gierige begeertes wat hulle op ons kom aflaai. Onthou jy wat het ons verlede week gesê? Dit is by die ken van God, 'n liefdesverhouding waarin ons leef met God, dat hy deur sy gees kom vertel, wat is sy wil vir my lewe, net so vir jou lewe, vir elkeen van ons se lewens, en as ons dan al hierdie waarheid wat hy vir ons kom gee by mekaar sit, dan sê ons maar dit alles is deel van sy plan vir ons toekoms. Want die realiteit van die plek waar ons lewe, is dat ons moet wakker word. En dat ons saam voor God moet klein word. Na sy wil soek vir elkeen van ons se lewens, vir my lewe, vir jou lewe, maar ook om dan vir hom in afhanklikheid van hom te sê, Here, wys vir ons, wat is aan die kom na ons kant toe, binne ons wêreld waar binne ons nou lewe, hier in Suid-Afrika, internasionaal en verder. En in die luister en wag op wat God vir ons gaan wys, gaan ons ontdek hoe hy die Jordaan gaan kloof, gaan hy ons ontdek hoe hy vir mense seën met drome en planne, ver bo wat ander mense kan sien, omdat hulle met die verkeerde oë kyk, en wat hulle kan dink. Want God werk in die bonatuurlike dimensie. Ander mense en dinge werk in 'n logika dimensie. En daarom is God se uitnodiging ook, kom loop saam met my, soos Jesus uitgenooi het, soos Elia vir Elisa uitgenooi het. En dan vat Jesus ons deur die klankgrens, in sy dimensie in,
waar niks onmoontlik is nie. En waar ons verstom gaan staan oor hoe hy gaan voorsien, hoe hy gaan lei deur sy Gees, hoe hy vir ons gaan wys wat om te doen, sodat hy alleen die eer sal kry. Is jy bereid om die pad saam met Jesus te stap? Om in te tree in 'n persoonlike verhouding met hom? Te leer, te luister, te wag, te doen. Die Here seën vir jou. Vader, ek moet ook bely dat ek baie keer maar soos Elisa se dienskneg net so ten dele sien. Ek sien die fisiese dinge rondom my en ek sien die moeilikheid raak, maar ek sien nie u oplossing agter die moeilikheid nie. En daarom wil ek ook vra, Heilige Gees, maak my oë oop, sodat ek ook kan sien met u oë, waarin u vir my en vir elkeen van ons voorsien het. Wys ook in ons huidige konteks en situasie vir ons ook u strydwaans van vuur met die engele rondom ons. Dankie dat u nog steeds dieselfde God is. Lei vir ons, leer vir ons hoe om ook soos Elisa in 'n van harte verhouding met u te leef.